Gemeente, goeiemôre. Ons teksgedeelte vir Sondag 10 Mei is 1 Petrus 2 van vers 1 tot 10. Ons wil vanoggend vir al die moeders baie geseënde Moedersdag toewens. Ons hoop is vir julle 'n wonderlike dag saam met julle gesin. En ons wil dit volgende net vir elke moeder toewens, maar vir elke vrou ook in ons gemeente. Kom ons raak so stil by die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons het vanoggend 'n kindermoment. As deel van die kindermoment is daar vir julle 2 voorbeelde gegee. Die een is om gebruik te maak van before en after foto's. Byvoorbeeld soos iemand wat sy hare gesny is voor en na die tyd. Julle kan julle eie prente gebruik. Die bedoeling is eintlik dat Petrus ook op dieselfde manier oor die kerk praat. As hy sê, julle was op 'n stadium nie die volk van die Here, maar nou is julle sy volk. Julle het op 'n stadium in die duisternis geleef, maar nou leef julle in die lig. En die bedoeling is eintlik dat die Here ons lewe kom verander, sodat ons oor hom kan getuig en vir mense kan vertel van die Here. 'n tweede beeld wat jy kan gebruik is die van 'n baksteen. Wys 'n baksteen vir jou kind, vra vir jou kind of jy 'n huis kan bou van hierdie baksteen. Die antwoord is natuurlik nee, want 'n huis het baie bakstene nodig. En so kan jy ook verduidelik dat ons elkeen is eintlik 'n baksteen binne die groot huishouding van die Here. En as ons regtig wil kerk wees in Hamlet, dan beteken dit dat elkeen nie net sy plek moet ontdek nie, maar dat ons ook ons Christendom mag beoefen, ook binne die gemeente. Want as ek ongehoorsaam is of ek is onaktief, dan beteken dit eintlik dat die huis in Hamlet nie klaar gebou kan word nie. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend vir U kom eer en kom dankie sê dat ons mag weet dat U die Skepper God is. U vir ons die geleentheid, Here, om in 'n ongelooflike omgewing te kan bly. Ons word wakker met berge wat ons omring. En hierdie berge, Here, herinner ons nie net daaraan dat U die Skepper is nie, maar U is ook die onderhouer van U skepping. Dankie dat ons aan U mag behoort. Dankie dat U vir ons versorg en vir ons help. En Here, ons wil vanoggend ook vir U kom eer en kom dankie sê vir genade wat ons ontvang. Dat ons in 'n grendeltyd, Here, kan terugkyk al en kan sê, U was op baie maniere so getrou in ons lewe. U het vir ons in hierdie tyd geseën, Here, met krag en met gesondheid en met verstand. En ons wil vanoggend daarvoor vir U kom eer en dank. Ons wil vanoggend kom dankie sê, Here, vir moeders in ons lewe. Dankie vir die rol wat hulle in ons lewe speel of gespeel het. En ons gebed is, Here, dat U vanoggend elke vrou sal seën. Nie net moeders in ons gemeente, Here, maar ook hulle wat kinderloos is. En ons kom bid, Here, dat U seën in U hand oor elkeen van hulle sal wees en bly. Ons kom bid, Vader, dat U vir ons vanoggend ook vanuit die woord sal leer. En daarom bid ons dat U hierdie skrifgedeelte vir ons sal oopbreek, sodat ons vanoggend sal hoor, sal verstaan dit wat U vir ons kom leer. Amen. Gemeente, ons skrifgedeelte vanoggend is 1 Petrus 2 van vers 1 tot 10. Ek wil hê julle dat julle die gedeelte weer deurlees en deur die lees van die gedeelte julle vir mekaar ook weer sal sê van 'n woord of 'n vers wat vir julle uitstaan, wat vanoggend sommer net vir julle geraak het met die lees van hierdie gedeelte. Ek wil volgende 2 verse vir julle uitlig. Die eerste een is vers 2. In vers 2 staan daar, soos pasgebore kindertjies smag na melk, so smag julle na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. In vers 9, julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Gemeente, ons het verlede week vir julle gesê, dat 1 Petrus is geskryf aan gelowiges wat as vreemdelinge leef, in ballingskap. Hulle word te nagekom deur mense, en hulle soek na hulp en troos by God. En dan kom Petrus in hierdie gedeelte en hy kom bemoedig hulle. En hy kom leer vir hulle om te sê, ons wil hê julle moet volhard in julle geloof. En ons het verlede week gesê, daar is vier cirkels van geloofsgroei. Die eerste een is, dat jy persoonlik sal groei, dat jy jouself sal gee as 'n lewende steen binne die huishouding van God, dat jy God sal dien deur diensbaar te wees, en natuurlik om met respek op te tree, selfs wanneer jy te nagekom word. Nou, wanneer mens onbillik ly, is die gevaar altyd dat jy of wil boedel oorgooi, of dat jy reg in eie hande wil neem. En nou kom Petrus in hierdie gedeelte en hy kom bemoedig hulle deur te sê 2 dinge. Julle moet vashou aan die Christelike leefwyse waarin julle deel het. Julle moet nie toelaat dat mense julle gedrag of julle optrede verander nie, maar gaan leef julle Christendom sigbaar in hierdie wêreld. En die tweede ding wat hy vir ons wil wys is om te sê, julle moet vashou aan die waarheid van die evangelie. Dit beteken die beloftes wat God in sy woord vir julle gee. Dit waarmee vir julle kom bemoedig, moenie net woorde bly nie, maar dit moet deel word van wat julle glo en wat julle dink en hoe julle daarvolgens dan ook leef en optree. In vers 1 tot 3 kom Petrus en hy kom sê vir ons om te volhard, om te bly groei in jou geestelike lewe, is dit belangrik dat Christene se lewe nie dieselfde mag bly nie. En daarom sê die eerste sirkel van geloofsgroei is 'n persoonlike groei. Daarom wys hy vir ons af, of dinge om af te leer, deur te sê, daar is sekere goed wat jy moet aflê, en dit is alles wat sleg is. Bedrog, geveinsheid, jaloesie, geskinder. Geveinsheid beteken eintlik skynheiligheid. Petrus wil hierdeur kom sê, hy sê, as julle hierin volhard, dan is dit vir julle moeilik om julle Christendom te leef, maar dit is ook moeilik om julle plek te vind binne die liggaam van Christus. Want dan kan jy nie verander tot seën wees nie. Om regtig tot seën te wees vir ander, om 'n verskil te maak in mense se lewens, is dit belangrik dat jy dit moet aflê, dit wat vir jou verhinder om te groei in jou geloof. En om dit te kan aflê, sê Petrus, moet jy eers iets kan inneem of opneem. Ons lees dat hy sê, julle moet wees soos 'n pasgebore babatjie wat smag na die melk van sy moeder. Hy sê hierdie suiwer geestelike melk wat julle moet drink, letterlik beteken dit die suiwer melk van die woord, kom help julle om af te lê dit wat verkeerd is in julle lewe. Eintlik kom sê hy, die woord, julle kennis van God, julle bewusheid dat julle leef in die teenwoordigheid en in die genade van God, maak dit my lewe 'n lewe word van gehoorsaamheid teenoor die Here. Die woord van God kom voed my rede, my verstand, my gees. Die woord van die Here kom help vir my om anders te dink. Hy kom verander my hart. Hy help vir my om die wil van God te begin doen. En daarom is dit dat hy kom sê, as jy regtig wil aflê, as jy regtig wil bly groei in jou Christelike lewenswandel, drink die woord van God in. Want is die woord van die Here wat jou lewe kom verander. Petrus sê natuurlik ook dat dit vir ons belangrik is om te deel te wees van die liggaam van Christus. En daarom moet ons inskakel binne die geloofsgemeenskap in vers 4 tot 10. Hy sê self hierso, hy sê kom na my toe en
Laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, om geestelike offers te bring, wat vir God aanneemlik is. Jy sien, Petrus herinner vir ons selfs in vers 4 deur te sê, om deel te word van die geloofsgemeenskap, kom na God toe. Dis God wat ons inmessel binne die huishouding van God. Dis die Here wat vir ons deel maak van sy kerk. En as ek en jy wil groei, lê dit in persoonlike verhouding met die Here. En daarom wil hy vir ons in hierdie vers kom sê, hy sê 3 dinge. In die eerste plek, kom na die Here toe. Jesus bly die sentrum van ons lewe. In die tweede plek sê hy, kom vind jou plek binne die liggaam van Christus. Maar nie net om jou plek te vind nie, maar om dit te beoefen. En kom gee geestelike offers aan die Here. Dis nie net lof en aanbidding nie, maar dis ook diens en my getuienis in hierdie wêreld. Petrus gebruik die beeld van 'n geestelike huis. En hy sê binne hierdie geestelike huis is elkeen van ons 'n steen, 'n lewende steen. Hy sê ons moet ons laat opbou binne hierdie geestelike huis. Ons moet voortbou op Jesus as die hoeksteen van hierdie huishouding. En daarom sê hy, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Die Here kom help vir ons om te sê, God kyk op 'n sekere manier na ons. En hy gebruik ons op 'n sekere manier. Ons is deur God afgesonder. Ons is deur God geheilig. Ons tree vir God in hierdie wêreld. Ons gee rigting aan hierdie wêreld. En daarom is ons 'n koninklike priesterdom. Maar ons wy ons lewe aan God. Ons bring 'n offer, ons is diensbaar teenoor ander. Gemeente, God het vir jou en vir my gekies, sê sy woord, sodat ons die deugde kan verkondig van hom wat ons uit die duisternis geroep het, na die lig. God bemagtig ons. God wil vir ons gebruik om hierdie wêreld kom verander. Deur nie net die woord van God in te neem nie, maar om diensbaar te word. Om as konings, as priesters te leef in hierdie wêreld. Daarom sê in die gedeelte, hy sê, as julle verleer of vergeet dat Jesus die hoeksteen is, dan word hy die klip waaroor julle val. Hy haal aan Psalm 118, waar die Here vir Israel kom herinner daaraan dat hy weer vir hulle sal eer gee. Hulle word deur die nasies verag en vertrap, en dan sê die Here, ek sal weer vir julle kom eer gee. God kom herinner vir ons daaraan dat Jesus Christus nie net die lewende is nie, maar die lewendgewende is, wat ons kom verander, wat ons gebruik, wat sê ek sal julle oprig, ek sal julle optel, en julle sal my getuienis wees in hierdie wêreld. Die afstammeling van Aaron kon gewoonlik gedien het as priesters binne die tempel. In die Nuwe Testament en deur Jesus Christus kom sê die Here, julle is almal nou priesters van God. Ons is afgesonder vir die diens van die Here. Ek wil vanoggend vir jou vra, glo jy dit? Glo jy dat in 'n tyd soos nou die Here ook ons gebruik om Christus se liefde, sy beskerming, sy almag in 'n tyd soos nou te kan verkondig? Of vanoggend innooi deur te sê, drink die woord van die Here. Dat die woord van God jou lewe rig. En wanneer die Here jou kom verander,
dan sê hy, ek kom plant jou in binne die liggaam, binne die geloofsgemeenskap van die Here. En dan word ek diensbaar. Dan leef ek my gawes uit soos God vir my kom gee. Wanneer ek aflê dit wat my verhinder om by Christendom sigbaar te leef, kom God sigbaar en word hy sigbaar in hierdie wêreld. Ek en jy is afgesonder vir die Here. Konings wat regeer, wat die heerskappy van God kom herstel in hierdie wêreld, wat dit so leef dat mense God kan sien. Maar mense wat vir hom afgesonder is, wat dien en deur ons diensbaarheid 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Volgens vir jou vraag, wat het God vanoggend in jou lewe kom verander? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u getrouheid en u liefde en u sorg. Dankie Here dat ons u woord mag inneem, dat u dit vir ons gee, dat u die Here die sentrum, die fundament van ons lewe is. En help vir ons om vanuit u te lewe. Help vir ons om 'n verskil te maak in Hamlet, Here. Help vir ons om in 'n tyd van corona 'n verskil te maak deur te leef as mense met hoop. Mense wat getuig dat ons aan u deel het, dat u die geskiedenis in u hande vashou. Ons kom bid dit, Here, in u naam. Here, ons kom vra, wees met hulle wat swaar kry. Wees met hulle wat siek is. Wees met hulle, Here, wat in besighede staan, wat geraak word in hierdie tyd van grendeltyd. Mag u elke besigheid weer oprig, Here. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Dit nou geleentheid vir die opneem van die bankkollekte. Gemeente, ek wil vanoggend vir jou kom seën. En ek wil vir jou kom sê, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.